van Kaapstad, van die volk gaat bemoedigen. Amen. Ons prys die Here. Amen. Wat kan ek vir die kandidaat bemoedig? En ek kom so by jammer, wat ek begryp het is jammer. In die wonderlijke naam van Jesus Christus. Ek groet Apostel Prijs, my ma, Apostel Prijs, Pastor Prijs, elke keer in die wonderlijke naam van Jesus Christus. My bos is so lekker met Ramon op die einde. En ek so terug na die poster wat ek gesien het op Pastor Prijs se status, waar staan the greatest star. So die greatest star vir my is waar jy die Here begin. Hy is die greatest star. En die Here vat my terug dat in orde vir jou as 'n kandidaat moet jy sterk is in die woord. Want die woord van die Here sê in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So om orde vir ons as kinders van die Here of manne en vrouens op te rig, moet ons sterk is in die woord van die Here. Want die woord van die Here sê that it is a lamb unto our feet and a light unto our path. Is give us clarity, is give ons direction. Ons kan nie sonder die woord van die Here nie, want die woord van die Here, as ons stem is in die woord van die Here, dan is hoe die Here kommune met ons. Want hy is ons God, hy is die woord. So ons, in orde vir ons om te stem is en nie te wandel nie, moet ons in stem is raak in sy woord, so aan ons clarity en direction kan kry in die ons in die Here. Amen. En hy so ons het ons identity kry. Ons het nie van, hoe krijg ek in die spiritualist is. Want die woord is die ene wat vir ons dat die Here sê, dat ons moet ook heilig is. Dat is baie belangrik as ek in van die Here om heilig te lewe. Hy sê, present your body as living sacrifices, holy and acceptable unto me. En dan sê hy nog in dieselfde tyd, nadat hy sê, do not be conformed to the pattern of this world, but be renewed and transformed by your mind. Ons kan nie meer, ons moet actually in die seeling wees van die wêreld. Ons moet die lig wees. Ons moet die voorbeeld wees. So we need to present our bodies holy. Ons moet holy wees. En wat die Here sê, I am holy. So if I'm holy, then you need to be holy. Hy sê, you must worship me in spirit and in truth. Soms wil ons nie worship die Here met ons lippe, maar ons hart is ver van hom. Die Here wil hê dat ons moet worship him in spirit and in truth, because he is spirit. Ek weet, as die makkelijke saakie wat weet, as jy vlees staat, we need to move in the spirit. Amen. Dan kan ek met die rug, die rede hoekom, die Here, die bloed, daar ons water, die laaste, die kan ons water, kom en bloed. En ek vraag vir die Here, hoekom die kan water en bloed het gekom? Dis omdat die Here sê vir my, dat dis om die kerk weer oorgebore te laat word. En kijk ek in die Sadducees en die Pharisees, en hulle het nie die power van die Here gebeweeg. Hulle het op hulle gebeweeg, hulle het die woord geken, want hy het die newness that God has bring possible. En hy was van Jesus. Toe moet die Here weer oorgebore ons, want ons is tempels, ons is wat die body. Toe moet die Here weer wat hy dat gebore ons, want ons is rechtstand en kan doen, en hy power kan doen, want hy het vir ons, so hy vir ons kan reveal wat rechtig daar in ons is. Amen. So die Here, ons as kennis van die Here moet ons op die kom. Hy vraag van Peter, hy vraag van die disciples, hoe die mense het dat heen? Hoe die mense het dat heen? En hulle het ook opgeroep, dat die naam, some say you are Elijah, some say you are prophet, some say you are Jeremiah. Maar wat sê Peter van die Here voor? En Peter die weet van die Here, en hy sê vir die Here, that you will stand the place of the living God. En toe sê die Here, on this rock, I shall go my church. So ons moet, as kinders van die Here, moet ons aan vastig raak in die Here. Ons moet vir hom, die fondasie maak in ons lewe. Want sonder die Here kan ons niks doen. Ons kan maar klop goed te sê, ons kan maar klop goed te dink, maar as hy nie ons fondasie is, dan is ons net so goed as die ander disciples wat sê, dat hy is 'n prophet, hy is 'n
Hy gaan vir jou hoor, as jy in gaan sit voor. Want soms is hy spyt, né? Want feit kom met die correspondence feit wat jy action moet hê according to your faith. So jy kan nie net feit hê, nie, want feit without action is dead, and it doesn't please God. So as jy feit het in die Here, dan moet jy kan correspondent hê. As ek nie feit vir agteroor sit nie, ek is nou van die office gesit, dus ek het agteroor wat die Here sê in Ephesians, that I have chosen some to be apostles, to be prophets, to be all the fivefold ministry, to edify the body of Christ to the fullness of who He is in you. So as ek nie tyd vir agteroor sit nie, as ek nie tyd, ek het nou 'n mantel gekry, ek het nou 'n office gesit, nou gaan ek net agteroor sit en kwaai net nie. Nou is die tyd om eers in te sit om die body van die Here te edify, to the fullness of who He is. So laat ons maar staan vastig by die Here, want hy is die eerste ding en sy woord te establish in ons lewe, want hy is die eerste ding waar dit kom, waar die Here sê, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word is God. So ons moet net staan vastig by die Here. Amen. So die Here hy sê, we must stretch toward the mark of the high calling. We must fight the fight with faith and finish the race. So dat ons persevere. Yes. Dat hy is baie belangrik, al gaan dinge hoe, dat ons persevere, dat ons die test, die trials, tribulations, deurgaan. Want die Here sê die order of those who diligently seek Him. Hy gaan jou nie hoor. Hy sê wanneer jy persevere, then you will receive the crown of life. So ek weet, is hy altyd makkelijk nie. Mens kan soms klomp dinge deurgaan met die mense, wat kon jou bedien. Want ons as die man en vrou wat is, moet dan voorbeeld is, en mede instaan, so dat sy beduiking van hom.